Bybelinterpretasiefoute. Watter soort foute maak mense wanneer hulle die Bybel interpreteer? Die eerste een waarna ons gaan kyk is ignorering van konteks. En die definisie daarvan is, wanneer ons klein gedeeltes uit die skrif isoleer, sonder om die breër, historiese, literêre en narratiewe konteks in ag te neem, loop ons die risiko om die geïsoleerde teks se betekenis verkeerd te interpreteer. Deur verse selektief te kies en die omliggende konteks te ignoreer, is dit moontlik om die bedoelde boodskap te verdraai en die skrif iets te laat sê wat dit nie eintlik bedoel het nie. 'n Voorbeeld is Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel, te slag en te vernietig. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed kan hê. Die verkeerde interpretasie hier is, Jesus het na die wêreld gekom om ons ryk te maak. As ons Jesus aanneem as redder, sal hy ons goeie gesondheid en rykdom gee, sodat ons 'n gelukkige en sorgvrye lewe kan lei. In die verse voor vers 10 sien ons die gelykenis van die skape en hulle goeie herder Jesus, wat hulle by die naam roep. Die skape ken die herder se naam en volg hom. Vers 10 kontrasteer Jesus met die valse herders wat steel, slag en verwoes. Die oorvloed van lewe wat hier aangedui word, het te maak om Jesus te ken en deur hom geken te word, nie met materiële dinge nie. Jesus bied nie hier 'n verlenging van fisiese lewe of 'n toename in materiële besittings nie, maar die ewige lewe. Wanneer ons die Bybel interpreteer, moet mens altyd twee dinge in ag neem. Konteks, historiese konteks, die doel van die skrywe, literêre konteks, die betekenis van die teks en dan inhoudstudie. Waarom die skrywer dit hier genoem het. As 'n persoon hierdie twee of ten minste een van hulle ignoreer, sal die teks nie die presiese betekenis gee nie. Leer die Bybel in konteks.